Nou geliefdes, ons is Sondagoggende besig met boodskappe oor die tabernakel. Nou ek glo teen hierdie tyd weet u nou al wat is die tabernakel. As u nou nog nie weet nie, dan het u nou uitgemis. Dat beteken dit u was nie hier nie. Maar ons glo en vertrou dat die Here dan ook vanoggend met ons gaan praat. Nou net kortliks, baie kortliks, wat is die tabernakel? Dit is basies wat u daar kan sien. Daar is 'n tent in die middel gewees en dan was daar 'n voorhof en by hierdie voorhof was daar die koper waskom, die brandofferaltaar en dan natuurlik die omheining. En daai omheining het net een ingang gehad, net een poort. En dit het natuurlik bestaan uit 4 pilare uit wat daar moes wees. En ons het gesê daai poort verwys na Jesus, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is. En natuurlik dan die 4 pilare wat verwys na die 4 evangelies, wat almal getuig en vertel van Jesus Christus, hy wat die redder, die verlosser van die wêreld is. En so het ons gekyk by die koper waskom, dit is Golgotha vir ons. Dit is waar sonde vergifnis gedoen word, dit is waar 'n lam geslag is, en dan so is daar reg gemaak teenoor God, my stand voor God. En dan by die koper waskom, dit praat van heiligmaking. Die koper waskom was van blink gepoleerde koperplate gemaak, so spieëls. En ons het gelees dat Moses moes die spieëls van die diensdoenende vroue gaan haal het. So daai koper waskom was blink gewees en nog die water daarin. Hulle kon hulle self daarin gesien het om te kyk waar is daar foute, waar is daar veiligheid en dan natuurlik of veiligheid en dan natuurlik kan 'n mens dit ook skoonmaak. En dan natuurlik die heiligdom waarin 'n mens kan beweeg en daar binne was nou die altaar wat gebrand het, die goue altaar waarop daar lampies was, 7 lampies, die kandelaar. En dan was daar die tafel met brode gewees. Daar moes 7 brode aan elke kant gewees het langs mekaar. 6, met ander woorde 12 brode in totaal gewees het. En dan was daar natuurlik die reukofferaltaar gewees wat net voor die gordyn was waar die allerheiligste was. En binne in die allerheiligste was die ark van God. Nou die hele doel van hierdie was, dit moes iets anders wees. Dis hoekom al daai klere daar was. En dit is die plek waar God gesê het, maak vir my heiligdom, want ek wil onder julle kom woon. En ek wil vanoggend vir u net sê, voordat ons nou gaan saam lees, wil ek vir u sê, hierdie wat u hier sien, u weet baie mense kraak vandag kerke af, en sê, ja, maar ons het nie kerk nodig nie, want Paulus het gesê, weet julle nie, julle is die tempel van die Heilige Gees van God nie, dit is so. Maar hierdie bly nog steeds die huis van die Here. Dit is hier, anders as daar buite, veronderstel om te wees. Elke kerkgebou waar Jesus Christus verkondig word, is die huis van God. En dit is daar anderster, die teenwoordigheid daar is anderster as by enige ander plek. Ek nooi dan om saam met die woord van die Here op te maak en dit in Levitikus hoofstuk 24. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 5. Levitikus hoofstuk 24 en ons gaan vanaf vers 5 saam lees tot en met vers 9. Ons het verlede week gekyk na die goue kandelaar wat lig gee en natuurlik gaan ons dan vanoggend kyk na die tafel met die toonbrode. Dit was 'n vertoning gewees, dit moes daar gestaan het en daar was ook ander doel met die brood gewees, maar ons gaan dan vanoggend ook daarna kyk. Levitikus 24 vanaf vers 5. Jy moet ook fyn meel neem en 12 koeke daarvan bak. 2/10 van 'n effa moet elke koek wees. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die reintafel voor die aangesig van die Here. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan die Here.
Op elke Sabbatdag moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, van die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom. Hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogs heiligs behoort dit aan hom uit die vuuroffers van die Here, 'n ewige insetting. En jy sien weer daar die woorde, dit is 'n ewige insetting. So ons kan nie sê dat die tabernakel verby is nie, daar is nog vandag iets daarin, anders het die Here mos alleen vertel, en ons weet die Here vertel nie leuns nie. So daar's iets ook vandag vir ons, wat ons kan leer uit hierdie brode uit, want dit is 'n ewige insetting. Jy kan net so sit, dan bid ons en ons vra die Here se seën. Hoe wonderlik is dit, Here, om hier so stil te wees, om hier en daar net ou asempie te hoor, maar om ook te weet, U is vanoggend hier saam met ons. Hierdie is U huis. En Here, ja, ons as gemeente kom dink vandag aan elkeen wat graag hier wou wees, maar nie hier kon wees nie. Ons dink aan elkeen wat siek is in hierdie dag, van hulle wat ook hier saam met ons is. Ons kom bid, Here, vir U genesing. Ons kom bid dan ook dat U ons sal deurdra vanoggend. Kom help ons om te verstaan wat U vir ons wil leer oor hierdie brode. O Heilige Gees, kom beweeg asseblief hier tussendeur ons. Ons weet U is hier. Ons ervaar U, al sien ons U nie. Ons weet en ons glo, U is vanoggend hier. Kom werk asseblief met ons, soos klei in U hande. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, as teksonoordenking wil ek U neem na natuurlik 'n ander gedeelte toe, en ek dink dit is waar die ewige insetting ook inkom, en dit is wat Jesus vir ons geleer het daar in Johannes hoofstuk 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. So vir ons studente, ons het die skriflesing gehad oor die brode, en nou kom ons teksonderdenking wat ook handel oor brood natuurlik, so dit soos 'n goue draad wat daar deurloop, en natuurlik Jesus wat na homself verwys as hierdie brood van die lewe. En ek wil vanoggend met u praat oor hierdie tema, gevoed deur die brood van die lewe. Nou daar buitekant die tabernakel, weet julle, was daar nou al die klomp tente van die Israeliete gewees. Daar was duisende tente gewees. En ons weet daar buite was daar ook kos gewees. Ons lees mos in die Bybel hoe die Here vir hulle manna voorsien het, hoe dat die Here vir hulle selfs vleis voorsien het, hoe die Here vir hulle water voorsien het. So ja, daar buitekant die laar, buitekant die tabernakel was daar ook kos gewees. Maar hierdie brode, hier binne in die heiligdom, hier in die tabernakel, dit praat nie net van 'n liggaamlike voeding nie, maar ook van 'n geestelike voeding. 'n Geestelike voeding wat daar was. Nie almal kon van hierdie brode geëet het nie. Dit was uitsluitlik vir die priesters bedoel gewees, want ons het mos gesê, net die priesters kon in hierdie heiligdom ingegaan het, en net die hoëpriester kon by die allerheiligste ingegaan het, waar die ark van God was. Net die priesters. En hulle wat nou gereinig was, daar by die koper was, kom hulle hande en hulle voete gewas het, wat nou skoon is. Hulle kon daar die gordyn weggetrek het, hier in die heiligdom in beweeg het, en dan het hulle hier natuurlik die brood gesien. En hulle kon van dit geëet het, dit is 'n manier hoe hulle deur God voorsiening gekry het. Nie net vir die liggaamlike nie, maar ook vir die geestelike. Geliefdes, as u een ding vandag moet weet as u uitstap,
as u een ding moet onthou vandag, die hele boodskap van die brode op daardie tafeltjie opgesom, is dit, God wil u naby aan hom hê. Glo jy my vanoggend? Die Here wil u so graag naby aan hom hê. Dis hoekom die brode nie daar buitekant was nie, dis hoekom dit nie net daar sommer vir almal tot beskikking was nie, dit was hier in 'n oomblik van stilte, afsondering, want onthou die priesters het nou nie heeltyd net daar aangegaan nie, daar was sekere tye waar daai priester daarin was, soms stoksiel alleen, of nie stoksiel alleen nie, daar was altyd ten minste 2 persone daar binne gewees, die priester en God self. En dit is daar in hierdie stilte, met hierdie kleure wat daar was, en die lampies wat brand, en daai brode, en dit was geëet gewees, is waar die Here vir daai priester gesê het, my kind, ek is so bly jy's hier, kry vir jou, eet, versterk. Dit is so wonderlik. So, wat kan ons vanoggend leer uit hierdie brode uit, en as ons dit nou deurbring en sê, maar Jesus het gesê, hy is die brood van die lewe, wat kan ek en u vanoggend leer uit hierdie gedeelte uit? Ons heel eerste gedagte, die brood van die lewe bied besondere gemeenskap met die Here. Exodus 25 vers 30, en op die tafel moet jy altyd die toonbrood voor my aangesig neersit. Nou dink gou weer saam met hierdie prentjie. Hier kom een van die priesters, dalk nog jonk, hulle was 30 jaar en ouer gewees, so hier is dalk ene wat nou net 30 geword het, en hy het 'n priester geword, en hier kom hy in, en hy maak daai gordyn oop, en hy maak dit weer hier agter hom toe. En daai materiaal is dik. Vir daardie oomblik doof dit al die geluide buitekant uit, en hier is 'n stilte. En hy sien die ou lampies wat daar brand, en hy kyk en hierdie hele plek is vol lig, want onthou, daar was 7 lampies gewees, wat gebrand het, en hy sien hierdie brode, en dalk is die man bietjie honger, en hy gaan vat van daardie brode, en hy eet van dit. Alles daar binnekant was skoon, was heilig gewees. Alles wat blink, en hy besef nou, ek is nou hier waar God is. Ek is nou hier waar die Here is. En weet jy wat is die mooi vandag vir my en vir u? Daai priester moes die gordyn weggevat het, wel hy moes geweet het dat hy 'n priester is, want as jy nie 'n priester was, kon jy nie daarin gegaan het nie. So daar was vereistes gewees, hy moes 'n priester wees, hy moes in daardie heiligdom kan ingaan, hy moes die gordyn oopgemaak het en so, en raai wat? Ons hoef dit nie te doen nie. Ek hoef nie eens vandag te kyk of een van u priesterlike bloed in u het nie, want as u vandag wedergebore is, dan is u 'n priester. Die manne, die vroue wat hier sit, elkeen wat wedergebore is 'n priester. Nuwe Testamenties, Petrus leer ons, want hy sê, julle is 'n priesterlike koninklike geslag. Ons is priesters vir die Here. So nou hoef ek nie eens die gordyn weg te vat nie, want Jesus het sommer daai gordyn weggevat. Julle onthou die gordyn het middeldeur geskeur, toe hy daar op Golgotha gesê, dit is volbring. Dis weggeneem. Ek en u kan vandag die voorreg hê om daar in die teenwoordigheid van God in te gaan. So Jesus het dit vir my en vir u moontlik gemaak om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan. En nou verstaan ons hierdie woorde, Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Want ek meen, ek glo nie een van ons sou gekwalifiseer het om 'n priester te wees vandag nie. So ons sou met 'n probleem gesit het, ons sou nie van daardie toonbrode kon gaan eet nie. Ek wil dit amper noem, van daardie heilige brood kon ek en u nie geëet het nie. Ek weet nie of een van u dalk geskwalifiseer het as 'n priester nie, maar ek sou nie. En nou kom die Here en hy maak dit moontlik vir my en vir u, deur sy bloed.
Nou is ons priesters, nou kan ons ingaan. Maar nou is die vraag, hoekom voel die Here dan nog steeds soms so ver? Waarom voel dit vandag vir u asof die Here nog steeds ver is? Dalk deur die omstandighede, voel dit vir u asof u nie in die besondere teenwoordigheid van die Here is nie. Hoekom is dit so? Jy weet, ons sal altyd die Here die skuld gee. Here, hoekom het u my verlaat? Here, hoekom dit, hoekom dat? Maar soos wat u agter op ons blaadjie kan sien, as wanneer jy ver van God af voel, dan is dit jy wat wegbeweeg het. So wat moet ek en u doen om in die besondere teenwoordigheid van die Here in te gaan? Maklik, gaan in. Die Here sê dit baie duidelik daar vir die priesters, dat die priester moet dit voor sy aangesig kom neersit. So wie se verantwoordelikheid was dit om in te gaan en om te sorg dat daar brode is? Die priesters. Hulle moes iets gedoen het om in die besondere teenwoordigheid van die Here in te gaan. Daar buite was die besondere teenwoordigheid van die Here nie. Ja, hy is alomteenwoordig, hy was ook teenwoordig daar in hulle tente en so aan, maar hier was God besonderlik teenwoordig gewees. En om daar in te gaan, moes daar iets gedoen word. Hy moes daai gordyn wegvat, daar instap, brode neersit en sorg dat daar altyd vars brood is. En ek weet eet vanoggend, daai besondere begeerte om in die teenwoordigheid van die Here te wees vanoggend. Ek weet. En raai wat? Een van daardie plekke vandag, waar ek en u in die besondere teenwoordigheid van God kan wees, is hier. Hier by die huis van die Here. Luister, daai gordyne is oop. U het hier ingekom vandag. Niemand het daar gestaan en gesê, "Ekskuus meneer of mevrou, ek wil net eers gou seker maak dit en dit nie." Niemand nie. U kon vry hier instap. Want dit is moontlik gemaak deur Jesus Christus. Hier sit ons in die huis van die Here. En as ons Romeine 12 lees, dan sien ons baie duidelik dat die Here sê, julle het by 'n heilige berg gekom, die hemelse Jerusalem. Dit is hier waar God vandag teenwoordig is. So u teenwoordigheid maak vandag saak. Baie mense wat sê, ag, was vanoggend, iemand het hier genoem, ek sal maar nou nie sê nie, maar ek weet hy dit as 'n grapie bedoel, maar wat sê, jong, die versoeking was vandag baie sterk om 'n bietjie in die bed te bly. Dit is so koud. Maar hier is God besonderlik teenwoordig. Ja, ek kan ook by die huis die Here dien. Ek kan ook inskakel op Facebook. Ek weet daar's van die wat siek is, ek verwys nou nie daarna nie. Ek kan al daai dinge doen, maar hier moet ek weet, is ek in die besondere teenwoordigheid van God. Hoeveel keer dit al gebeur dat mense vir my in die week 'n boodskap stuur of my skakel en sê, "So dominee, weet jy, ek het die besondere teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar Sondag." Hoekom? Want jy was hier. Jy was hier gewees. Jy was hier. En ja, dit maak nie eintlik saak of die Here se teenwoordigheid hier is nie, want ons weet mos hy is hier besonderlik teenwoordig. So wat maak eintlik saak? Hoe jy jouself voorberei het om in die teenwoordigheid, hierdie besondere teenwoordigheid van die Here in te kom. Kyk wat het Jesus vir die gemeente daar in Laodicea gesê. En ek dink ons almal wil, jy weet, daai leef vandag ook. Die Here sê daar vir in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy sê dit vir 'n kerk, hy sê dit vir 'n gemeente, hy sê dit vir kinders van die Here. Hy sê daar, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En ek weet die teksvers gebruik ons baie keer veral met 'n evangelie boodskap en sê kyk die Here staan en klop, maak oop. Dis nie verkeerd om dit so te gebruik nie, maar tegnies is hierdie vir kinders van die Here geskryf, vir 'n gemeente, vir 'n kerk. Want hulle het Jesus uitgeskuif en die Here sê kyk ek staan en klop, ek wil graag met jou 'n maaltyd hou. So wil die Here hê ek moet in sy besondere teenwoordigheid wees. Ja, natuurlik.
Daar's 'n bewys daarvan. Ek wil so graag saam met jou gemeenskap hou, saam met jou maaltyd hou. Ek wil in daardie besondere teenwoordigheid saam met jou verkeer. En weet jy, ons nooi vriende uit wanneer ons wil kuier, is dit nie so nie? Ons nooi vriende vir 'n braai, of ons gaan eet saam met iemand ietsie, om daai besondere teenwoordigheid te kry. Dieselfde geld vir God. Hy nooi mense vandag. Dink jy daai boodskapies wat ek daar geplaas het, al het ek die datum gister verkeerd gesit. Ek wonder wie dit raak gesien. Ek het daar gesit die 6de Julie, verskoon maar, dit was net 'n fout geweest. Maar daai uitnodigingkie wat daar geplaas word, dis God. Dis die Here wat u nooi, sê my kind, hier is ek vandag. Kom in die besondere teenwoordigheid in. God nooi ons om hier by sy huis in sy besondere teenwoordigheid te verkeer. En as u vandag hier sit met 'n oop gemoed, kan ek vir u verseker sê, u sal nie uitstap en sê, God was hier teenwoordig. Heilige grond. Maar ja, ons kan ook in ons binnekamer daai selfde ervaring hê. Maar jy moet nou mooi verstaan, daar's mense wat baie keer by sê, nee wat, kyk ek dien die Here voluit en ek gee my alles vir die Here, jy weet, en. Maar dan moet ek ook kerk toe kom, want die Here, kyk hoeveel moeite die Here gemaak met om kerke te plant, om kerke te stig, nee. Die Here het gesê, moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie. So, as ek die Here wil dien, dan is dit ook mos deel van my diens aan die Here, as ek moet ook kerk toe gaan. Maar dit is ook so, dat ek wel ook in my binnekamer daai besondere teenwoordigheid van die Here kan ervaar. My binnekamer is ook daai heiligdom. En jy hoor ek sê ook, is nie net al heiligdom nie, want die kerk, die huis van die Here ook. Maar daar kan ek ook ingaan, deur die week. Sondag is ek hier, maandag tot Saterdag gaan ek in my heiligdom, in daar my binnekamer. En ek trek ook daai gordyn oop, en ek maak die gordyn agter my toe, en nou is dit net ek en God. Dit is wat die Here Jesus ons ook ons geleer het, Matteus 6 vers 6, maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Jesus, wat die brood van die lewe is, het dit vir ons moontlik gemaak. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om in daai besondere teenwoordigheid te wees. Deur sy bloed het hy dit vir ons moontlik gemaak. So nou verstaan nie, as hy sê ek is die brood van die lewe, om daar in die besondere teenwoordigheid van die Here te gaan, as daar nie brood was nie, dan was hy dalk nie in die besondere teenwoordigheid van die Here nie, want wat sou hulle gaan maak het? Ja, daar's ander dinge om ook te doen, maar dit is juist die brood wat hulle versterk het. En net so kom Jesus vandag en hy sê ek het dit vir julle moontlik gemaak om hier te wees. Maar daar's nog 'n tweede gedagte. Die brood van die lewe bied herinnering aan die lyding van Christus. Ja, dit is nie verniet dat daai brode nog daar is, en as jy nou gedink het, jy moet nou vandag gaan en 'n broodjie gaan bak, dan is dit nou nie dit nie. Jy kan 'n brood gaan bak, maar dit is nie al nie, dit is nie die boodskap van die tabernakel nie. As die Here sê dit is 'n ewige insetting, dan is daar mos iets in besonder, en dit is ook 'n herinnering aan die lyding van Christus. Levitikus 24 vers 5, jy moet ook fyn meel neem en 12 koeke daarvan bak. 2/10 van 'n effa moet elke koek wees. So waarvan was hierdie brood gemaak? Fyn meel. Fyn meel. Wonder hoeveel mense lees dit en lees net daaroor. Dis nie net meel nie, het moes fyn meel gewees het. Hoe kry mens daai fyn meel? Wel, in daardie dae het hulle ook koring gehad. Hulle het die koringare gaan oes, en dan het hulle dit op 'n spesifieke plek teen die grond geslaan. Jy kan dit maar gaan lees daar in die Ou Testament. Hulle het dit teen die grond geslaan sodat daai saadjies kan uitkom uit hierdie are uit.
En dit het daar geval, en dan het daar nou van hierdie kaf, het daar gelê, en dan lees ons mos dat die wind gekom het, en elke nou en dan het die wind hierdie kaf weggewaai, dan was dit afgesonder, uitgevee, en uiteindelik sit hulle net met hierdie produk van die pitte, die koring, waarmee hulle dan nou sit op die uiteinde. Maar dan is dit nog nie meel nie. Wat moet dan gebeur? Dan het hulle dit nou op twee maniere het hulle dit gemaal. Hulle het of 'n steen gehad wat baie swaar was en hy was met 'n paal so in die ronde gedraai. Hulle het die pitte daar gegooi, die saad daar gegooi en hierdie swaar ou klip wat oor dit rol. Hoeveel keer ook al dit rol, baie keer het hulle nou sommer 'n donkie daaraan vasgemaak of so en hy draai die heel dag. En uiteindelik het hulle hierdie fyn meel gehad. Party het ook nou so in 'n klip dit gesit, dan het hulle met 'n ander klip dit so gemaal, stikkend gebreek en gemaal, totdat dan net hierdie fyn wit poeier was, meel, fyn meel. Die Here sê uitdruklik, dit moes van fyn meel gewees het. So as Jesus vir ons sê, hy is die brood van die lewe, dan verwys dit ook na daai meel. Is dit nie so nie? Ons dit nou net die brood, maar ons vergeet, as Jesus sê, hy is die brood van die lewe, die brood was van fyn meel gemaak, waarna verwys Jesus dan eintlik? Na daai maalproses waardeur hy gegaan het. Ja, Jesus Christus is gemaal vir my en vir u. Gemaal. En u weet wat ek daarmee bedoel. Hy was gemartel. Hy was mishandel gewees. Hy was stikkend geslaan. Soveel so dat mense sy ingewande kan sien. Dat hy nie eens meer soos 'n mens gelyk het nie, sê Jesaja 52 vir ons. En daar hang hy aan die kruis, vasgenaal met spykers aan die kruis. Gemaal, stikkend, gebreek. Daai fyn meel vir my en vir u. Sodat as ware God die Vader daai meel wat die Seun is kan vat en nou 'n brood daarmee bak en elkeen wat nou van hierdie brood eet kan lewe tot in alle ewigheid. Die brood van die lewe. Ja, hy is gemaal om ons brood te wees. Daarom kan ek en u vandag lewe. 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Soos ek vandag van Jesus in my lewe kry, as ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker, dan het ek die brood, dan eet ek as ware van die brood van die lewe, en nou kan ek lewe tot in alle ewigheid. En weet jy wat, die priesters kon nie altyd van daai manna en die ander dinge daar buite geëet het nie, want hulle was meestal hier binnekant besig gewees. So dit was waarskynlik al kos wat hulle gekry het. En wat gebeur as mense eet nie? Jy gaan dood. En hierdie priesters het gelewe van hierdie brood, soos ek en u nie ook van die brood van hierdie lewe eet nie, gaan ons ook doodgaan. Dan gaan ons in die hel opeindig. Dan gaan ons vir ewig verlore wees, as u nie van die brood van die lewe eet nie. So u moet as ware, en ek bedoel dit nou glad nie platvloers nie, maar u moet gaan hap van die brood van die lewe. U moet van Jesus gaan kry om te lewe. Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, sal in my vlees, wat ek vir is my vlees, ekskuus. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Het jy al van daai brood geëet, van Jesus? As u vandag sê, ja, ek het al Jesus in my lewe aanvaar, is dit wonderlik, dan kan u vandag weet, u lewe tot in alle ewigheid. U het die ewige lewe.
Maar ons moet ook soms herinner word daaraan. Dit is hoekom Jesus gesê het, ons moet die nagmaal hou, ons moet dit so dikwels doen, ter nagedagtenis aan dit wat hy vir ons gedoen het. Want ons vergeet soms so bietjie. En as ons Jesus se kruisiging vergeet, wat gebeur dan? Dis dan wanneer die duiwel nog meer op ons toesak, en ons vergeet van dit wat Jesus vir my gedoen het. En nou het ek 'n baie mooi praktiese illustrasie. Hoe u elke dag kan onthou wat het Jesus vir u gedoen. Hoe Jesus gemaal is vir u. Gaan kyk bietjie van vandag af, hierdie week verder. Wat is daar wat u eet, wat meel in het? So daai broodjie wat u daar by die werk eet, onthou, Jesus is gemaal vir u. Onthou van daardie ontbytpap wat u eet, wat ook meel in het, is Jesus wat gemaal is vir u. Elke keer wanneer u eet, vat nou maar sommer selfs mieliepap ook, meel. Elke keer as u pap of enige iets eet, selfs 'n koek, dan moet u weet, Jesus is gemaal vir u. Het u al daar die brood van die lewe? Maar dan kom ek by ons laaste gedagte, die brood van die lewe bied bevrediging vir elke honger. Levitikus 24 vers 9, en dit moet aan Aaron en sy seuns toekom, hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogs heiligs behoort dit aan hom uit die vuuroffers van die Here, 'n ewige insetting. Nou ek sien alweer, ek is 'n prentjie mens, ek sien daai priester wat daar inkom, dalk so 'n bietjie ouerige ene, en hy kom daar in hierdie heiligdom in en kyk, die man is moeg. Hy het nou net 'n paar diewe daar geoffer, en hy is nou moeg in daardie woestyn son, in daardie warmte, in daardie hitte, en ook die vuur wat daar is. Die man is moeg, hy is uitgeput, hy kan nie meer nie. En hier maak hy die gordyn oop en hy loop in die heiligdom in, maak die gordyn weer agter hom toe, en ek sien al vir daai oomblik, net 'n bietjie stilte. En die man is honger, soos ek sê, uitgeput, hy's af. En nou kom hy, en hy eet van daardie brood. En hierdie brood het hom onmiddellik het dit iets gedoen om sy energievlakke weer op te tel. Onmiddellik voel hy weer kans, sien hy weer kans vir die lewe. Môre gaan hy maar weer aan met sy werk. So die brood gee energie, en onmiddellik voel hy weer reg. En selfs as die priester nou 'n bietjie moedeloos was, of as hy self siekerig was, het hierdie ongesuurde brood, het ons nou energie verskaf. Dis hoekom as 'n mens siek is, moet jy nog steeds eet, of het nou sop is of wat ook al. Dit help met jou energievlakke, dit help om proteïene ensovoorts in jou liggaam terug te sit. Dit wat kort jou immuunstelsel op te bou. En so sou hierdie brood wat daai priester geëet het, hom liggaamlik, maar ook geestelik opgetel het en hom versterk het. En nou wil ek vandag vir u sê, Jesus, wat die brood van die lewe is, kan u totaal en al bevredig in hierdie lewe. Glo my, hy kan. As u net Jesus het in die lewe, dan is dit genoeg, is al wat u moet hê. Is net Jesus. Johannes 6 vers 35, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En daar is nie net 'n liggaamlike, en ja, dit kan ook wees vir die fisiese, dat as ek op die Here vertrou vir my daaglikse brood, dan sal hy vir my voorsien. Maar dit verwys ook na die geestelike. Luister, as u vandag depressief is, as u moedeloos is, as u nie meer die doel van die lewe insien nie, as u hartseer is, of wat ook al dit mag wees, dan het u opnuut die brood van die lewe nodig vandag. Jesus. En jy onthou ek het gesê, ons gaan nie net een keer by Golgotha en is klaar nie. Daai halleluja liedjie wat sê, Jesus, hou my by u kruis. Ek moet elke dag dink, wat het Jesus vir my gedoen, en dink aan hierdie belofte wat hy sê, maar almal wat aan my toe kom, sal nooit honger kry nie, sal nooit dors word nie, jy sal nie afwees nie, want hy gaan vir jou optel. So wil u bevredig word in hierdie lewe.
En hoe word 'n mens bevredig in hierdie lewe? Hoe kan ek en u prakties dan nou van hierdie brood van die lewe elke dag eet? Hoe doen ons dit? Deur die woord van God. Ons lees in Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En Jeremia verwys nou nie daarna, hy het nou die woord gevat en het nou stukkies gebreek en melk daaroor gegooi en het geëet nie. Nee, hy verwys dan toe ek dit gekry het, toe ek het gelees en gelees, dit oordink en gelees en dis hoe hy dit geëet het. Ek wil dit weer lees, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en u woord was vir my vreugde en vrolikheid van my hart. Want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. Na aanleiding van daai teksvers kan ek vir u sê, dat toe hy die woord gelees het daar 'n vrolikheid en 'n vreugde in hom gekom. So as u vandag depressief is, en ek weet daar so baie mediese afwykings ook ensovoorts, maar ek wil vandag sê, as u depressief is, as u afvoel, moedeloos voel ensovoorts, en so gaan die lys aan, dan is dit dalk omdat u nie meer baie die woord van die Here eet nie. U is geestelik honger. Daai maagie skree uit na die woord van God, na die brood van die lewe. Want onthou Johannes het ons geleer dat wie is Jesus? Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. En hy sê die woord was by God en die woord was God. So Jesus is die woord van God. So hierdie Bybel wat ek en u lees, dit is Jesus se woorde. En wanneer ek dit lees, dan eet ek daai brode. En dis hoe ek prakties vandag bevredig en versadig kan word. En Jesus het dit ook geleer. Lukas 4 vers 4, hy sê, maar Jesus antwoord en sê, van daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. So ja, dit is net God se woord wat daai diepste honger van ons siel kan bevredig. Ek gaan weer sê, as u vandag verlate voel, as u uitgeput voel geestelik, as u sielsmoeg is, dan is dit dalk omdat u die Bybel te min lees. En ek weet, daar's baie Bybels wat net ook 'n Sondag Bybel is. Word dit opgemaak op 'n Sondag. Dan moet ek weet, ek sal nie daai vrolikheid en vreugde in my lewe kan hê nie. Ek gaan nie versadig wees nie, want ek eet nie van die brood van die lewe nie. Net soos daai priester moes sorg om in te gaan, die brood moes daar wees en hy moes van dit eet. Hy moes iets doen, dit help nie, hy gaan sit net daar en hy kyk vir die brood en nou gaan sy honger weg nie. Nee, dis wat baie mense doen. Hulle dink hulle weet wat staan in die Bybel en dan dink hulle, nee, wat nou is ek reg? Nee, ek moet die brood gaan eet sodat dit my letterlik en figuurlik fisies kan versterk. En net so moet ek die Bybel lees elke dag. En die probleem is, baie mense doen dit nie. Baie mense soek daai bevrediging en versadiging op ander plekke. Iemand soos byvoorbeeld Mick Jagger. Onthou julle Mick Jagger? Hy het 'n lied gesing. I can't get no satisfaction. En as julle gaan lees hoekom daardie lied geskryf en gesing is deur hom, dan is dit juis omdat hy daarin sê hy het gaan dwelms gebruik en verskoon my uitdrukking, hy het dit net so gesê, dwelms en seks en rock and roll en geld en wat ook al dit mag wees. En hy kon daarin geen satisfaksie kry nie. Hier is 'n wêreldberoemde sanger met baie geld en alles. En hy skryf, I can't get no satisfaction. En net so is dit met ons ook vandag, want raai wat, die wêreld gaan dinge vir ons bied, maar dit gaan nie my versadig nie. Nie eers al die geld in die wêreld nie. Ek het al gesien hoe ryk mense selfs moedeloos is, selfmoord pleeg, terwyl hulle baie geld het.
want I can't get no satisfaction. Maar by die Here kan ek. En dit is hoekom Jesus ons ook hier volgende geleer het, Jesaja 55 vers 2, waarom weeg julle geld af, wat vir geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. As ek nou daai teksvers kan vat, dan is dit nou daai, waar die Here sê, hoekom jaag jy nou daai dinge na in jou lewe? Kom terug na my toe. Is net Jesus wat vandag vir my daardie bevrediging kan gee, want sien, van u sit ook vandag hier, en u is ook soos ou Miek. U sit ook hier, ou Miek Jagger. En dit lyk asof niks in hierdie lewe vir u bevrediging kan gee nie. Kom na Jesus toe. As u daar by hom kom sit en u lees die Bybel en u lees en u oordink dit, luister, ek het nog nooit, en ek het dit al gesê, ek het nog nooit iemand gekry in berading, wat vir my sê, dominee, ek voel so moedeloos en depressief, en ek lees my Bybel elke dag nie, nog nooit nie. Al die kere is, ek het lanklaas my Bybel gelees. So waar lê die probleem? Ons gaan eet nie van die brood nie. En vriende, wanneer 'n mens waarlik gevoed word met die woord van die Here, dan gaan ek daardie vrede hê, dan gaan ek versadig wees, dan gaan ek nie angstig rondkyk nie. Deur die brood van die lewe geestelik te eet, gaan ek en u versadig word. Die dinge by die werk gaan my nie so erg pla nie, want ek weet ek het Jesus. Alles in die lewe gaan my nie pla nie, want ek weet ek het Jesus. Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. So as ek God se woord eet, en ek lees daai beloftes, soos byvoorbeeld, dit gee my vrolikheid en vreugde in my hart, as ek daai beloftes het, dan gee dit vir my hoop, en dan het ek iets om aan vas te hou. En Charles Spurgeon het dit baie mooi gesê, toe hy die volgende gesê het, en ek het dit al so baie aangehaal, voed jou geloof, en jou twyfel sal sterf van honger. So voed jou geestelike, en al die ander dinge sal sterf van honger. Gaan eet van die brood van die lewe. Ek wil afsluit deur te sê, weet jy wat, daai brood van die lewe, Jesus, is vandag nog beskikbaar. Maak moeite met die Bybel, want dit is Jesus wat met u wil praat. As u sê, u hoor nie meer die Here nie, dan is dit net u skuld. Gaan lees die Bybel. Hy wil so graag met u verkeer, so graag in u teenwoordigheid ook wees, net soos wat u in sy teenwoordigheid wil wees. Maar daar's 'n vereiste. Ons moet die brood daar gaan neersit, ons moet van die brood gaan eet, om in daardie teenwoordigheid te kom. So kom vandag naby aan Jesus. Kom kerk toe gereeld, dit is hier waar die Here besonderlik teenwoordig is. Gaan in die binnekamer elke dag, probeer om ten minste 2 keer op 'n dag in die binnekamer te gaan, maar ook lees die woord van die Here. En daar sal vir u vrolikheid en vreugde in u lewe wees. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Jesus, Here, baie dankie vir hierdie gedagte. En nou kom bid ek vir mense wat opnuut net weer moes hoor van u woord en u nabyheid, die huis van u, waar ook al u ons in hierdie boodskap aangespreek het, maar ook bemoedig het. Ons kom bid, o Heilige Gees, dat u die naprediker van hierdie boodskap sal wees. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.